groet in die mooie naam van die Here en al ons kykers wie vanmiddag saam met ons ingeskakel is by die 6de episode van Het Jy Gehoor met Pastor Zamaro. Baie dankie vir die tyd wat jy elke sondagoggend, elke sondagmiddag vir ons opoffer. Ek glo dat ons hierdie program is besig om hoogtes te bereik, nie omdat ons 'n following soek nie. Ons skep 'n platform waar elke getuie tog belangrik is. En ons weet dat die getuienis en die mense, die gaste wat ons op hierdie program het, daar is iemand daar buite wat kan relate met elkeen se getuienis. Mag u vandag hierdie program saam met ons geniet. Sit agteroor, laat die dogter die koffie bring en roep vir papa daar uit die kamer uit en luister vandag. U gaan verseker 'n seën uit die hand van die Here ontvang. May the Lord God bless you this afternoon with us. Julle noem my Here en julle doen nie wat ek sê nie. Julle doen nie wat ek sê nie. Julle doen nie wat ek sê nie. Julle noem my Here en julle doen nie wat ek sê nie. Julle doen nie wat ek sê nie. Julle doen nie wat ek sê nie. Julle noem my Here en julle doen nie wat ek sê nie. Julle doen nie wat ek sê nie. Julle doen nie wat ek sê nie. Julle noem my Here en julle doen nie wat ek sê nie. Julle doen nie wat ek sê nie. Julle doen nie wat ek sê nie. Kom ons klap je hande vir die Here en ons aanbid sy wonderlike naam. Want daar is niemand soos hy nie. Yay, dankie Here, Jesus. As julle my lief het, bewaar my gebooie, bewaar my gebooie, bewaar my gebooie. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Bewaar my gebooie, bewaar my gebooie. As julle my lief het, bewaar my gebooie, 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 bewaar my gebooie. Bewaar my gebooie, 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 bewaar my gebooie. Julle my lief het, bewaar my gebooie, bewaar my gebooie, bewaar my gebooie. As julle my lief het, bewaar my gebooie, bewaar my gebooie, bewaar my gebooie. Wonderlike groete in die mooie naam van die Here. Dankie vir julle wat vanmiddag weer ingeskakel is
by ons 6de episode van Het jy gehoor met Pastor Zamaro Klase. Laas week het ons 'n powerful testimony gehad van Sister Felicia Kokke en ons glo dat deur getuienisse, die Bybel sê deur 'n ware getuie red lewens. Amen. En dit is hoekom ons die program begin het, om elkeen se storie daar buite te kry. Die program waar elkeen se storie baie belangrik is en ons glo die storie van elke gas het 'n impak op iemand daar buite wat 'n soortgelyke storie het. En ons glo vanmiddag dat iemand gaan vandag geseën word. Ons is bevoorreg vandag van Bro Nigel Wilskut te het, baie bekende en 'n goeie vriend, staatmaker op die weg van die Here. Bro Nigel Wilskut, baie welkom vanmiddag by ons. Bro Nigel, sal jy net die kykers vir ons groet en net so 'n bietjie inleiding gee. Wie is Bro Nigel Wilskut? Goeie middag sê Pastor Zamaro vir die voorreg, maar dit daar vir die voorreg al die kykers vanaand. Vir my is dit 'n voorreg vanaand om in elk te kan groet in daardie oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek ag dit 'n groot voorreg om vanmiddag in die diensvoordigheid van die kykers te sit en Pastor Zamaro. Ja nee, Pastor Zamaro, ek is Bro Nigel. Ja, nie 'n goeie verlede gehad nie, maar God se genade was altyd aan my kant. Familie, vir u wat nie weet nie, u wat ingeskakel is, Bro Nigel is 'n boerling van Montetjie en hierdie program word regstreeks uit Montetjie geskied, die pragtige dorp in die Boland. Bro Nigel, vertel ons 'n bietjie, hoe was u grootwordjare? Hoe het u groot geraak? U grootwordjare, net so klein agtergrond van wie Bro Nigel is. Ja. Pastor Zamaro, ek was baie robasien, ek het nie omgegee van mense nie, baie gepraat nie. Ek het net gekom en my ding gedoen. En as ek gekom het en gekyk het, dan het ek myself bewys en ek het nie vir mense beïndruk om te sê wie ek is nie, maar hulle het genoem by my bynaam, het hulle gesê Lem so. As ek gekom het, dan dong ek gesag af. Ek het nie nog baie gepraat nie, maar regtig waar. Ek het sommer gekom en my naam opbeklei en mond te gee, wat ek, soos ek weer sal sê, deur die genade van die Here, het dit vir my baie en dan kom bewys dat regtig waar sy hand is nie te kort om 'n mens te gryp nie. Amen. Ja, Bro Nigel, ons lewe in 'n samelewing waar jong mense vandag in ons gemeenskap, in die breë gemeenskap reg oor ons land, waar almal wil relevant wees. Ek roep Saterdag aan 'n jong man vir hierdie jaar matriek en ek weet hy is onder die top 10 akademiese kandidate by sy skool gewees. Ek gaan nou nie die skool se naam noem nie. En ek staan bietjie stil by hom en ek remind hom net 'n bietjie van hoe kyk ek op na hom as 'n jong man, verstaan u? Maar ek let ook die afgelope tyd op dat hy doen dinge wat ek nie aangewoond is nie van hom nie, verstaan jy? Want ek het hierdie sekere manier hoe ek na hom kyk, verstaan jy? Ek sê vir hom, maar hy het baie potensiaal en hy moenie verval in die gewoontes van sy generasie nie, wat ons in ons gemeenskap maar oplet nie. As ek nou luister na u bynaam Lem, die enigste manier hoe sommige jong manne buite wat na hierdie program vandag kyk, hoe hulle relevant is hulle betrokke raak by gangsterisme of hy kry 'n liefde vir 'n mes, 'n liefde vir moeilikheid. Kan u vir ons 'n bietjie so u getuienis gee van waar u vandaan kom en hoe die Here vir u gehelp om daar uit te kom? Pastor Zamaro, dat was vir my nie eintlik moeilik nie, van ek het elke keer waar ek oral gegaan het ek gepraat van die Here. As ek 'n ding gedoen het, dan praat ek van die Here en my sommies het al geweet, dit is net die Here. As die man aankom van hulle sê, dit is net die man. En Pastor Zamaro, wat ek kan sê is, ek het manne gehad wat ek saam mee geloop het, wat gangsters was, wat
27, 26, 28 was wat op hulle ding gestaan het en ek was die jongste onder hulle en ek was altyd die man wat die drugs gecontrole het wat hulle gehad het, maar vandag kan ek sê terwyl ek deur daai Jordaan gegaan het, het ek met hulle gepraat en vir hulle gesê tot hier toe en nie verder nie. En waarvan die bynaam kom Lem, ek was 'n baie goeie man in sport en ek het nie teruggestaan vir enige ding nie en wat dit as ons nou miskien 'n paar punte nodig het, dan het ek gekom en altyd dit aangeteken, dis hoekom. En wanneer daar 'n gat is, het ek dit altyd aangevat en ek het altyd vir die manne gewys, nee, ons kan bo uitstyg met alles, maar net om kortliks weer vir u te vertel, ek het drugs gebruik en ek was so en ek het nie omgegee vir my huismense nie, ek het nie omgegee vir die straatse mense nie, ek het nooit geworry oor wat mense van my sê nie, ek het nooit gaan inbreek omdat ek drugs gebruik het nie, ek het nooit in mense se huise ingestap en dinge gaan vat nie, maar ek het drugs gebruik met respek en ek het nie gegaan as vriende van my sê ek moet gaan in by mense se huis nie, ek het hulle 'n gesels gegee om vir hulle te sê die is nie die manier hoe mens dinge doen nie. 'n man het 'n beter manier en dis hoekom my deur elke aand oop was, dit kan maar hoe laat in die nag was, maar my deur het oopgestaan, Pastor, en ek het een en elke drak op het ek geaanvaar net soos hy is en ek het nooit geweet dis hoe die Here deur my werk na hulle toe nie, of dis hoe my verlossing gaan kom deur dit nie. En vanaand kan ek vir Pastor sê, ek het op 24 het ek drugs gebruik, op 25 drugs gebruik, 26 drugs gebruik, op 27 toe red die Here my siel. En 28 het ek getrou. 29 toe ek 'n jaar getroud en ek vertrou die Here dat dit wat hy vir my gedoen het, kan hy ook vir iemand daar buite doen. En toe die Here my roep, toe het hy my alleen geroep. Hy het my nie met 'n huisgesin geroep nie, hy het my nie met 'n ma en 'n pa geroep nie, maar ek wil vanaand vir die kyker sê, hy het my alleen geroep. En die woord wat by my kom is vanaand Exodus 14 vers 14, wees jy stil, ek sal stry vir jou, en wat 'n storm, ek sal stry vir jou. Bro Nigel sê vir my die omstandighede, wat het jy gedryf na dwelms tot jy begin het? Vertel ons 'n bietjie van die journey. Waar het vir u begin dat u dwelms begin gebruik het? Pastor, ek het met vriende gesit wat op drugs was en vir my nie dat ek die vriende wil bly nie, maar ek het in hulle company gesit en ek het ook gesê ek wil ook proe en ek wil ook voel hoe voel dat om hier deur te gaan, maar terwyl ek met die eerste aand op Woensdag aand, ek sal dit nooit vergeet nie, terwyl ek besig was met my drugs en dit staan langs aan my en ek het nie 'n lighter of 'n meekie nodig nie, ek het alles by my en ek wil vanaand op hierdie Woensdag aan die vriende van my in die tuin en dit voel vir my, ek is die man van die aand, maar Pastor, wat ek gesien het is, dit dryf my weg van my familie af, dit dryf my weg van alles af en dit bring my op 'n plek waar almal in my huis hulle rigte op my draai en dit was vir my baie anderste
gewees, as ek 'n toon daaraan vra, dan sê ek gaan vra by jou vriende. En pastor, vir my was dit baie moeilik, want ek het nooit geworry om by vriende goed te vra nie, ek het altyd huis toe gegaan. En my ma was maar 'n enkelmoeder wat vir my gestaan het in die tyd toe my pa in die Kaap was. My pa het altyd naweke afgekom waar ek hom gesien het. Maar hy was nooit eintlik regtig daar gewees nie. Dit was maar net my ma gewees. Altyd wanneer ek 100 rand by my ma wil kry, dan moet ek het uit skeel. Maar ek het nooit geweet dat is die moeder wat dag en nacht vir my bid nie. En dit het my hart baie seer gemaak wanneer ek by my vriende kom en ek moet vir hulle sê, dit kan my ma se laaste geld gewees het, wat sy miskien kon krag gekoop het, en waar sy miskien op brood kon gekoop het. Maar wat ek wil sê, pastor, is die vriende het hy geld geniet, net vir 'n tydjie. As die geld op is, dan is hulle niks met my te doen nie. Dan moet ek maar weer huis toe stap en na mama toe gaan. En as ek by mama kom, dan sê sy, het sy blye ou pop. Dan sê hy, loop aan mekaar. Dat is net jou vriende, dat is net jou vriende. Ek moet gaan werk vir vriende. Ronaldo, ek luister nou na wat u vir my, die storie daar, indien daar vandag 'n jong mens is wat luister, 'n jong man, 'n jong dogter, en ons het al sulke baie artikels gelees wat in die nuusberigte was, dat hoe dat kinders, ouers, moeilike tye gee om die dwelmgewoontes waarin hulle verval het om dit te sustain. Wat sal u bemoedig vandag wees vir die jong man wat vandag voel, of vir die jong dogter wat vandag na die program luister, wat ook graag verlang verandering, wat ook graag verlang om net 'n seun te wees of 'n dogter te wees, wat 'n ouer wil, wat ek wil graag my ouers gehoorsaam, maar ek sit vandag in hierdie probleem, ek het verval in dwelm of alkoholmisbruik. Wat sal die bemoediging vandag vir daai persoon wees? In terme van wat die antwoord is daar vandag, of wat sy advies kan die vandag gee vir so 'n jong meisie of 'n jong man wat graag verandering smag, maar voel, ja, ek beskik nie oor die vermoë om hier uit te kom by myself nie. Pastor, ja, nee, wat dit is, pastor, jy moet by jouself begin, vanaand, en jou hand in jou eie boesem steek, om daar uit te kom vanaand. En vir 'n jong mens wil ek vanaand sê, terwyl ek gekom het ek in 'n aandse tyd, het ek alles gelos, en alles het kom stil word. Toe is dit nie 'n vriend nie, toe is dit nie 'n ma en 'n pa, of 'n broer of 'n suster nie, maar toe is dit die Here. En die Here kom op my pad langs Desember maand. Ek sal dit nooit vergeet nie. En ek is in 'n hok waar ek vasgevange was. En terwyl ek besig is om die buttonpyp te trek, is dit soos iets wat my uittrek na die woord van die Here toe. En ek kon nie langer binne die atmosfeer van my vriende sit nie. En ek sê vir my vriende, daai selfde aand, vriende, as julle vanaand sê, julle is my vriende, sê vir my vriend, sy kan gaan na die openlig toe, ek hou jou nie terug nie. En pastor, en ek sê baie spesifieke aan, manne, hier is die pyp, julle sien, en ek gee dit af, ek gaan my geklaarmaak, maar ek gaan daar uitkom. En terwyl ek besig is om te gaan na my huis toe, ek het hy tyd by my mami gebly, en ek kom by die huis, en terwyl die kerk in die onderkant is, en kom daar 'n diepe verlange na die Here, daar kom 'n diepe seer in my hart, en vir my was dit soos iets wat
nie kan uit nie, en dis amper soos iets wat, joh, sy die Here verraai, so sy moet terugkom na jou maker toe. En pastor, ek kom in trane af van hy pad, en terwyl ek afkom, sien niemand my nie. Maar ek het nog so manga, ek kan nog mooi onthou wat my ma vir my gekoop het in die Kaap, en ek kom daar af in die pad, en die Here sê vir my die aan, jong mens, jy moet mooi luister, kom soos jy is. Pastor, en ek het gekom, by die opening trane, ek het nog 'n halwe pakkie eentjies gehad, en ek het nog my lighter gehad, ek het my lolly gehad, en ek het gedink, dat gaan nie die einde wees nie, en ek kom die aan, pastor, en ek sê, Here, hier is ek, net soos ek is. En terwyl Pastor Moses besig is om my te vat, en hy begin bid oor my, en dis amper soos iets wat deur my liggaam kom, en ek moet 'n belydenis doen, en ek het nooit geweet, wanneer sy na die Here toe kom, dan moet sy moet bely nie, en ek bely, pastor, voor die Here. En ek lê af voor die Here. En ek sê vir die Here, Here, hier is ek. Hier is almal my vriende. Ek het geval in die hande van 'n lewendige God, maar hier is ek vanaand, Here. En die woord kom by my, die wat met trane sy, sal met 'n gejubel my, en terwyl ek my hart vir die Here gee, as dit soos iets wat by my kom, let go. En ek haal alles uit, pastor, en ek gee dit vir my vriend. En dis soos 'n stilte wat by my kom, terwyl my suster die selfde Woensdag aan vir my afgee. As dit amper soos iets wat by my excitement opbring om vir te sê, nee man, ek, broer Nigel, as nie meer Nigel nie, as broer Nigel, ek rook nie meer nie, en my ma sit met 'n smile daar, en sy sê, my kinder rook nie meer nie, en my hele huisomstandighede waar ek in gewees het, verander dieselfde aand. En almal kry jy die liefde om saam met my te praat. Ek dink nou aan die woord van die Here wat my kom terwyl ek luister na u. Waarom vra die woord, wil jy sterwe? Terwyl jy dan vandag kan lewe. Terwyl daar nog vir jou vanaand lewe is daar vanaand vir jou hoop. En as ek vanaand na u kyk, as ek vanmiddag na u kyk, dan sien ek dat waarlik, wat sal 'n mens sê van hierdie dinge vir Dawid? Wat sal ek hom vergeld vir sy weldade? Ek wil vandag vir iemand ook sê, as ek na u luister, broer Nigel, dat die Here kan 'n mens se storie verander. Die Here kan 'n mens se lewe herskryf, maar jy moet net vrymoedig hê om te sê. Ek het vanmiddag toe sit ek en ek vanoggend en ek sê vir myself, ek voel so die versekering in my gees. Ek glo nog in die boodskap van die kruis. Ek spreek nog oor die boodskap van bekering, verstaan jy? En ek glo nog aan belydenis. Probeer kyk vandag na u. Ek kom agter die pragtige verhouding wat u met u moeder het. Wow, as ek na hulle kyk, man, dan sien ek die arbei, ek sien die toewyding. Ek weet dit was nie altyd so nie, maar as ek na hulle kyk, dan kan ek waarlik sê, die Here weet wat hy doen. En wat die Here vir julle kan doen, dit kan die Here verseker vir iemand vandag doen, wat na u getuienis luister. Geef ons so kort bemoediging vir die pad vorentoe, vir 'n jong man daar buite, wat weet, ek mag daar nou met my rug teen die muur is. Dit mag nou voel ek is uitgeslaan, ek is platgeslaan, maar daar is nog verseker hoop vir so 'n jong man, vir so 'n jong dogter. Gee net daar vir iemand so 'n woord wat vandag na die program luister. Halleluja. Nou, terwyl pastor so praat, kom Psalm 3 by my, en hy verklaar, ek het baie vyande. Jong mens, miskien sit jy in 'n toestand waar jy sê jy het baie vyande. Miskien sit jy in 'n dal waar jy sê jy het baie vyande. Miskien druk jy vir jou en jy sê jy het baie vyande.
Maar vandag kan ek vir jou sê, jong mens, die Here Jesus sê, O ja. hy beskerm jou. Halleluja. Amen. So weet dat die Here, jong mens, vandag jou beskerm. Mama, papa, weet vandag dat die Here ten alle tye daar is vir jou en hy beskerm vir jou, die Here seën. So familie, die Here is verseker net die Here en hy kan 'n mens se lewe herskryf. U as ek vandag na u kyk, pragtig. U is ook vandag getroud met, ek hou van die woord wat sê dat God het nie gekom vir hulle wat regverdig is nie. God het nie gekom vir hulle wat reg is nie. God het gekom vir die gebrokenes, verstikkenes, vir hulle wat verwerp word, Bruneizel. En vandag na u kyk, pragtig getroud, ongeag die dwelms, ongeag die omstandighede waaruit die kom, ongeag die familie waaruit die kom. As God 'n plan het met 'n mens se lewe, dan het die Here 'n plan. Vandag is u pragtig getroud. U gee goeie geur af. Man van die Here. Hoe gaan dit met die getroude lewe? Pastor, het gaan geweldig goed. Sjoe, man, ek wil net 'n pa wees vir my kinders. Man wees vir my vrou. Ja, en ek wil net 'n man wees van een vrou. En wat ek vandag kan sê, pastor, dit was die vrou toe ek daar was, stikkend. Wat gekom het tot by my en gesê dat ons kan iets uitwerk. Ons kan kyk of dinge gaan werk. Sy het daar mense weggestoot. Vandag het sy ook nie meer 'n mama en 'n papa nie, maar vandag weet sy is veilig by die man wie sy voorgesê dat hy doe. En vandag, pastor, kan ek vir 'n jong paartjie vandag bemoedig. Ek sê, dat is nie maklik nie. Daar is stryde en probleme. Maar die woord van die Here kom by my. Bou jy op die rots. Bou jy op die rots. Die rots wat vanaand vir ewig staan. Bruneizel Wilskut, wat sal 'n mens sê? Man, as die Here 'n plan het hy verseker 'n plan. Halleluja. En ek sien vandag waarlik, hy is die God wat getrou is en hy doen sy woord gestand. Dankie dat u vandag u getuienis met ons kon deel op in die program. Ek glo, ek is seker, iemand daar buite het gehoor dat daar kan nog iets goed van iets sleg kom. Amen. Die Here kan weer jou bring op jou voete, ten spyte van die feit dat jy al geval het. En die Here spesialiseer om met stikkende mense te werk. Hy laat jou weer op jou voete kom. Man van die Here, ons waardeer u. Hou aan. Paulus sê, stryd die goeie stryd, hardloop die wedloop en behou die geloof. Alle seën, alle voorspoed vir u. Familie, vir u, die kykers vanmiddag wat ingeskakel was. Kom ons hou aan deur te bid vir Bruneizel Wilskut en ons gee die Here alle eer vir sy lewe en ons glo dat hierdie storie kan jou storie ook verander. Mag die Here u seën. God bless you. Amen. Die Here seën. You are Alpha and Omega.
for you are great. Hallelujah. You do miracles so great. Lord, we worship you. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. Wonderlijke groete vanmiddag aan al ons kijkers, u wat vanmiddag ingeskakel is. U is gegroet in die mooie naam van die Here, die naam, die onfeilbare naam, die naam wat nog sondaars kan vrymaak, die naam wat de mens kan verlos. Halleluja. U is gegroet in daardie oorwinningsnaam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. As ek vandag so na myself kyk, as ek so 'n mens in die spieël kyk en jy kyk so 'n bietjie na jouself, en ek dink die kykers kan relate vanmiddag, dan kan 'n mens waarlik sê, as dit nie vir die Here was nie, sal ek dit nie gemaak het nie. Maar laat my toe vanmiddag 'n groot voorreg om die woord van die Here aan die voor te hou, 'n besondere voorreg. En die woord van die Here kom vanmiddag uit Handelinge hoofstuk 3. I want to greet our English audience. You are greeted in the wonderful name of Jesus. Those who are tuning in from all over, who's watching us and following our page, following this program, you are greeted in the wonderful name of Jesus. Halleluja. Ons kan vanmiddag ons skriflesing kry aan Handelinge hoofstuk 3. En ek gaan so 'n paar verse daar uithaal vanmiddag. En vers 1 sê, en Petrus het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. Halleluja, ek wil even vir iemand sê wat langs jou sit, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra, wat van geboorte af krepeel was. Hy het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Ek wil hê jy moet verstaan die posisie van die krepelman. Die Bybel sê, hy het by die tempel gesit. En dit was die gewoonte om 'n almoes te vra. Halleluja. Die Bybel sê, toe sien hy dat Petrus en Johannes die tempel wou ingaan, en hy het om 'n almoes gevra, en Petrus antwoord, saam met Johannes, Petrus het hom stip aangekyk, sê die woord, en vir hom gesê, kyk na ons, en hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê die volgende, hy sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, wat ek vir jou saamgebring het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voet en enkel, sê die woord, sterker geword. Ek wil vandag met u vir 5 minute praat oor, it's your time to rise. Ek wil vandag met u praat is, stop the excuses. Halleluja, stop your excuses. Ek wil vandag met u praat oor, you have to change your position. You have to get out of your comfort zone. Dit was die gewoonte van die man, wat krepeel was, om by die tempelpoort te sit. Dit was die gewoonte om 'n almoes te vra, te bedel. Halleluja, geef vir my 1 rand, geef vir my 'n 2 rand, geef my 'n 5 rand. Dit was die gewoonte om te sê, my omstandighede is so moeilik, daar gaan niks met my aan nie. Maar ek wil vandag vir iemand sê, Jesus kom op 'n geleentheid by Petrus laat aan terwyl hulle besig is om vis te vang. Halleluja, die Bybel sê, daai spesifieke nag, halleluja, het hulle geen vis gevang nie. Halleluja, die meester kom in die nuwe môre, of in die môre, die opkoms van die son, kom die meester by hulle aan, en die meester sê vir hulle, my kinders, het julle niks gevang nie. Die Bybel sê, Jesus sê, gooi jou net aan die ander kant in, gooi jou net dieper in. Ek wil vandag vir iemand sê, it's time to get out of that comfort zone. Halleluja, jou verskonings het te gemaklik geraak. Halleluja, maar Petrus kom en hy sê, vir hierdie krepelman, ek weet nie wat jou krepel gelaat het nie, ek weet nie wat maak dat jy vandag platgeslaan is en stikkend is nie. Miskien
was dit jou verhouding, miskien is dit huwelik, jou man het uitgestap, dame, miskien het jou kerel jou gelos, miskien het jou man vriende hulle rug op jou gedraai, die situasie het jou krepeel gelaat, halleluja, en jy het jou situasie die gebruik as 'n verskoning om lang daar te vertoef, maar ek wil vandag vir iemand sê, as tyd om uit te kom, as tyd om uit te stap in die naam van Jesus, as tyd om uit jou gemaksone uit te kom. Petrus sê, ek het nie vandag vir jou 'n almos nie, halleluja, maar Petrus sê, dit wat ek vir jou gee, ek wil vanaand vanmiddag vir iemand sê, dat God is jou antwoord, halleluja. Jesus sê nog, Jesus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Ek wil vandag vir iemand sê, halleluja, die lewe het jou krepeel gelaat, halleluja, die stikkend, mense het jou teleurgestel, halleluja, jy weet nie meer wat ek kan doen nie, halleluja, miskien het jou ma en jou pa se huwelik nie uitgewerk soos jy gehoop het nie, miskien kom jy vandag, dat het jou so emosioneel gedreineer, jy is uitgeput, jy is moeg, jy kan nie meer nie, ek wil vandag vir jou sê, dat hy is nog dieselfde, Hebreërs sê, gister, vandag, tot in alle ewigheid, is hy dieselfde, God kan dit vir jou doen, hy is in staat om dit vir jou te doen, halleluja. Petrus sê, halleluja, staan op en loop. Ek kom vanmiddag om vir iemand te sê, vir te lang genoeg lê jy in pyn, vir te lang genoeg lê jy, halleluja, jy is kwaad vir die lewe van iemand het jou seer gemaak. Ek wil vandag vir jou sê, halleluja, staan op en loop. Staan op en loop. Die Bybel sê die verlore seun vat sy erfdeel en hy vernietig dit, hy mors dit op. Die Bybel sê dat God sit hom tussen die varke, dat hy sy begeerte is na die varkpele, maar die Bybel sê die verlore seun besluit die dag, die Bybel sê hy het by homself gekom, waarom sal ek dan sit in my ellende inkrepeer, vandag sal ek opstaan en na my vader se huis toe gaan. Ek wil vandag vir iemand sê, dis jou dag het aangebreek om op te staan, dis jou dag om uit te stap, halleluja, oorwinning is vandag joune, genesing is joune, jou siekte het 'n verskoning geword, jou man het 'n verskoning geword, jou kinders het 'n verskoning geword, halleluja, respek in die huis ontbreek, halleluja, as geen verhouding nie, het 'n verskoning, dit maak dat jy nie kan opstaan nie, maar ek wil vandag vir jou sê, get out of your comfort zone, kom uit jou gemaksone uit, dat die Here het jou nodig. Halleluja, dis vandag my gebed, dat iemand vandag sal uitkom, halleluja, iemand vandag sy posisie sal inneem, halleluja, God het 'n plan, en as God vir jou 'n plan het, halleluja, ek lees vandag 'n quote, hy sê, obedience is the obedience, halleluja, it's obedience, gehoorsaamheid, moet geboorte word in jou gees, gehoorsaamheid moet geboorte word in jou gees. Ek voel hoe word iemand kom vandag tot gehoorsaamheid. Ek voel iemand kom vandag, staan vandag op. Iemand besluit, Here, die Here is getrou. Vandag is my tyd, dis my oomblik. Stap vandag uit en gee vandag hierdie Here 'n kans. As hy dit dan vir hierdie krepelman kon doen by die tempel, as God vandag seker. You know what? Some of us, there's some of you who are standing at the curve of your breakthroughs. There's some of you, hallelujah, which as wat by die punt staan van deurbraak, maar jy moet vandag opstaan. Halleluja, vandag opstaan. Jou tyd verloop het aangebreek. Vir te lank het jy gekruip in die ellende, maar ek gryp jou vandag in die gees. Ek gryp jou vandag in die gees en ek sê, staan op en loop. Mag die Here sy woord vandag in iemand se hart seën. Kom ons bid vanmiddag saam. Halleluja. Vader, ons dank U vir U woord wat kosbaar is, liewe Here. Bybel sê, ek het my woord uitgestuur om julle gesond te maak. Ons dank U vir hulle wat vandag die woord van U gehoor het. Die Bybel sê, as julle dan my woord hoor, verhard julle harte nie. Ek bid nou, Heilige Gees, dat U nou met mense encounter sal hê. Ek bid, Heilige Gees, dat U vir mense die geloof sal gee, die courage sal gee om op te staan. Hulle wat krepeer in ellende van die lewe. Dit was moeilike tye, Here. Halleluja, bitter tye, hartseer tye, maar God gee vandag deur sy woord oorwinning. Die Here sê vandag, staan op en loop in die
die naam van Jesus. Dankie dat ons vandag weet mense kom tot gehoorsaamheid. Ons dankie vir verlossing. Ons dankie vandag vir bevryding. Dankie vir genesing, Here. Dankie dat mense vandag opstaan in oorwinning. Dankie dat die mense vandag hulle harte vir U gee, Here. Het is my gebed vandag, dat U vandag, Here, halleluja, die Bybel sê, Jesus sê van die moordenaar, vandag sal U saam met my in die paradys ingaan. Baie dankie, Here, dat U nou, Here, dat U nou iemand herstel. Dankie dat U nou iemand gesond maak, Here. Dankie vir iemand se redding nou in die naam van Jesus. Word so verheerlik in die magtige naam van die Here. Ons sê vir U dankie, Here. Amen en amen. Halleluja, vir U wat vandag geluister het na hierdie woord, die kort woord. U is welkom. U sal my nommer sien daar op die screen, op die intercessors staan gereed. Stuur ons 'n inbox, stuur ons 'n WhatsApp. Halleluja, as daar versoek vanmiddag is, rig die versoek op WhatsApp en ons glo God is in staat. Halleluja, hy is die aanvoerder van gebede. Die Bybel sê sy hand is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Laat die inboxe kom, familie. Stuur daar die versoeke. Is vandag wil iemand moet jou na die Here toe lei. U is meer as welkom. U sal die nommer op die screen sien. WhatsApp ons staan gereed om u na die Here toe te lei. Mag die Here u seën. Mag u 'n wonderlike week hê in Christus. God bless you. Amen.